Hallo maats, ek hoop dit gaan nog goed met julle. Laasweek het ons geleer dat daar partykeer dom en simpel goed is wat tussen ons en die mense om ons kan kom, wanneer ons dalk nie saamstem oor goed nie of daaroor beklei. Ons het geleer dat almal van ons se foute op Jesus se kruis gesit was en dat ons mekaar daarom kan vergewe as ons kwaad is vir mekaar, omdat Jesus ons almal heel eerste vergewe het. Die tema van vandag se lesie is ek is dors. Ons almal weet wat dit beteken om dors te wees. Ek is seker elke een van julle was al self baie dors gewees. Wanneer ons dors is, dan drink ons gewoonlik water. Dit is die heel beste ding om ons dors weg te vat. Water is baie belangrik vir ons liggame en ons kan nie sonder water lewe nie. In die Bybel, in Johannes 4, lees ons 'n storie van iemand wat ook dors was. Jesus en sy disippels het deur Samaria gereis. Dit was die plek waar die Samaritane gebly het. Die disippels het gaan kos koop en Jesus het besluit om so bietjie by die waterput te sit en te rus. Hulle het nie in daardie tyd krane gehad wat sommer net oopgedraai kon word om water te kry nie. Hulle moes water uit 'n put uitskep met 'n emmer wat met 'n tou afgesak word tot heel onder in die put. Terwyl Jesus nog by die waterput sit en rus, kom 'n Samaritaanse vrou daar aan om vir haarself water te skep. Maats, voordat hierdie Samaritaanse vrou vir Jesus ontmoet het by die waterput, het sy baie verkeerde dinge in haar lewe gedoen. Niemand wou met haar vriende wees nie en die mense van haar dorp het haar uitgestoot. Sy was skaam en hartseer oor hoe sy gelewe het en al die verkeerde dinge wat sy gedoen het. Jesus vra toe vir haar of sy asseblief ook vir hom van die water sal skep. Sy was somme baie verbaas dat Jesus met haar praat, want nie baie mense het met haar gepraat nie. In vers 13 sê Jesus vir haar: elke een wat van hierdie water drink, sal weer dors word, maar wie van die water drink wat ek hom sal gee, sal nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal soos 'n fontein in hom borrel en die water sal vir altyd bly opborrel. Jesus het nie hier gepraat van die dors wat jy in jou mond voel nie. Hy praat hier van 'n geestelike dors. Partykeer word ons in ons gees dors. Ons harte voel soms asof ons iets nodig het, amper asof daar iets missing is. Ons kan alles hê wat ons nodig het, of ons kan alles hê wat ons nog ooit wou gehad het, maar dan is daar steeds nog so 'n klein stukkie in ons hart, wat miskien leeg kan voel. Dit is dan wanneer ons sê, ons gees is dors. Daar is net een ding, wat daardie klein stukkie in ons kan kom volmaak, en wat ons geestelike dors kan wegvat. Dit is Jesus, en die lewende water, wat hy vir ons gee. Dit is God se genade en liefde vir ons elke dag. Dit is waarvan Jesus gepraat het en die Samaritaanse vrou wou baie graag daarvan hê. Sy het besef dat sy Jesus nodig gehad het sodat haar lewe kon verander. Toe sy daardie dag Jesus in haar lewe ingelaat het en van die lewende water gedrink het wat hy vir haar gegee het, het sy besef dat God haar vergewe het vir al die verkeerde dinge wat sy al gedoen het en dat hy baie lief was vir haar. Jesus het toe ook vir haar gesê dat sy op enige plek met God kan praat deur hulp van die Heilige Gees. Die Heilige Gees help ons om anders te lewe as wat ons gelewe het. Ons kan lewe soos wat God wil hê ons moet lewe. Die lewende water wat Jesus vir ons gee, maak ons vol. En maats, wat gebeur met 'n glas wanneer dit heeltemal vol water is en daar net nog en nog en nog ingegooi word? Dit loop oor. En dit is presies hoe dit met die lewende water werk wat Jesus vir ons gee. Wanneer ons harte vol is van Jesus se liefde en genade, dan loop dit oor en dan kan dit oorvloei na die mense om ons. Ons kan dit nie net vir onsself hou nie. Nadat die Samaritaanse vrou vir Jesus ontmoet het,
het sy daarna vinnig teruggehardloop na haar dorp toe en vir almal gaan vertel van Jesus en die lewende water wat hy vir haar gegee het. Sy het daardie dag al die mense in haar dorp se lewens ook verander, omdat die lewende water binne haar oorgevloei het na die ander mense toe. So kan God jou ook gebruik om die mense om jou aan te raak. Wanneer jy vol is van God se liefde en genade en oorloop daarvan, dan kan jy dit maklik met die mense om jou ook deel. Dan is dit maklik om vir die mense om jou lief te wees en om hulle te vergewe wanneer hulle dalk iets verkeerd aan jou gedoen het. Soos wat water van een plek na 'n ander toe kan vloei, kan jy die liefde van Jesus ook na iemand anderste wat dit dalk baie nodig het, laat vloei. Jy kan iemand van Jesus se liefde vertel, sodat hulle leeplekkie in hulle hart en in hulle gees ook vir altyd vol kan word. En weet julle wat is die heel beste ding van die lewende water? Dit kan nooit opraak nie en daar is altyd genoeg vir almal. Jesus sal vir altyd vir jou nog en nog liefde gee, sodat jy ook heeltyd vir die mense om jou nog kan gee. So kan jy al die mense om jou raak met Jesus se liefde en so kan ons saam van die wêreld 'n beter plek maak. Kom ons bid saam. Dankie Jesus vir die lewende water wat U vir ons gee. Dankie dat U ons kom volmaak daarmee en dat dit kan oorloop uit ons uit, sodat ons die mense en die maats om ons ook kan raak met U liefde en genade en dat ons so 'n verskil in die wêreld kan maak en 'n lig in die donker kan wees. Amen. Dankie dat julle vandag saam gekyk het, maats. Dit was soos altyd baie lekker om saam met julle te kuier. Daar is hierdie week weer 'n lekker aktiwiteit wat julle kan doen, wat julle sal help om te onthou wat ons vandag hier geleer het. Gaan dink ook 'n bietjie hoe jy die mense om jou kan help wanneer daardie lewende water uit jou uitvloei. Hoe kan jy iemand help en raak met Jesus se liefde en sy genade? Die aktiwiteit is beskikbaar op die kerk se webwerf en soos altyd is daar ook weer 'n paar van julle gunsteling liedjies opgelaai waarop julle weer lekker saam kan sing en dans. Vra net vir mamma of pappa om die kerk se webwerf te besoek. Alles wat julle nodig het, is daarop gelaai. Totsiens maats, ons kuier dan weer volgende week saam.